Goeiemôre. Ons lees vanoggend saam met Jesaja 62, die eerste 12 verse. En ons tema is God se beloftes. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir u goedheid. Dankie vir die reën wat val. Ja, Here, partykeer voel dit is te veel, maar ons weet dat elke druppel nodig is. En daarom is ons u baie dankbaar en vra dat u vir die boere goeie oeste sal gee in hierdie moeilike ekonomiese tye waarin ons onsself bevind. Bid vir ons regering, vir ons land, vir ouens wat droog maak, wat nie die volle prentjie sien nie, dat u hulle sal lei om die regte besluite te neem. Nie tot hulle voordeel nie, maar tot ons voordeel, tot die land se voordeel. Dankie vir u goedheid. Daar's baie wat siek is, waarna ek kan dink ook op die stadium, Here. En ek wil vra dat jy elkeen sal aanraak in besonder. Uitkoms gaan gee, genesing gaan gee. Dankie dat ons uit die woord kan lees. Amen. Ons lees Jesaja 62, soos ek gesê het, deel sit dit vir ons op die skerm, so jy kan gerus maar net volg. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie. Terwille van Jerusalem nie rus nie. Totdat haar geregtigheid deurbreek soos 'n helder lig, haar verlossing brand soos 'n fakkel. Nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou roem. Aan jou sal 'n nuwe naam gegee word. Die mond van die Here self sal bepaal. Jy sal 'n sierlike erekroon wees in die hand van die Here, 'n kosbare koninklike hoofband in die handpalm van God. Mense sal nie meer vir jou sê verlatene nie, en vir jou land nie meer woestynny nie. Maar jy sal genoem word, my vreugde is in haar, in jou land getroude, want die Here vind vreugde in jou, en jou land sal getroud wees. Ja, soos 'n jong man trou met 'n jong meisie, sal jou kinders met jou trou, met die vreugde van 'n bruidegom oor sy bruid, sal jou God hom oor jou verheug. Op jou stadsmure Jerusalem het ek wagte uitgesit. Dwars deur die nag en dag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie, julle wat die Here herinner aan sy beloftes. Gun julle self geen rus nie. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het, totdat hy Jerusalem 'n loflied op aarde gemaak het. Die Here het die eed afgelê by sy regterhand, by sy kragtige voorarm. Ek sal nie meer jou koring as voedsel aan jou vyande gee nie, en vreemde sal nie meer jou nuwe wyn drink waarvoor jy jou vermoei het nie. Maar wie insamel sal eet en sal die Here loof. Wie druiweoes sal die nuwe wyn drink in my heilige voorhowe. Gaan deur die poorte, maak die pad vir die volk gereed. Vul die groot pad op, vul dit op, verwyder die klippe, hou 'n banier omhoog vir die volke. Kyk, die Here laat dit hoor tot by die einde van die aarde. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou verlossing kom. Kyk, sy vergoeding is by hom, sy beloning is voor hom. Hulle sal genoem word heilige volk, losgekooptes van die Here, en jy, Jerusalem, sal genoem word gesogte, stad wat nie verlate is nie. Ek lees nie tot daar. Dink jy dit kan sleg gaan met God se mense? Dink jy dit kan sleg gaan met Christene? Dit klink mos nie reg nie. Hoe kan dit sleg gaan met iemand wat aan die Here behoort? Jy kan maklik sê, natuurlik moet dit altyd goed gaan. Want jy is mos 'n kind van die Here. Hy sorg vir jou. Maar ongelukkig
Miskien gelukkig weet ons, dis nie soos dit werk nie. En daar's baie predikers wat hierdie voorspoedteologie predik, wat sê, maar dit moet net goed gaan met jou, en as dit nie goed gaan met jou nie, dan is dit as gevolg van jou eie sonde. En dit is gewoon nie waar nie. Ook gelowiges kry soms swaar. En om verskillende redes. Ja, partykeer is dit jou eie skuld. Partykeer is dit oor jou verkeerde, dom besluite, wat jy neem in plaas daarvan om Here se raad te vra. Of, wat ons doen, wat ons weet, God wil nie ons moet doen. As hy spesifiek vir jou, moet dit nie doen nie. Ja, partykeer is dit jou eie skuld, is dit sleg gaan. Maar jou eie kop volg, en nie sy wil soek nie. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Raak mense siek, omdat hulle groter sondaars is as ander? Kom daar nie ongelukke ook oor gelowiges nie. Jy sien, ons leef in 'n stikkende wêreld. 'n stikkende wêreld, 'n wêreld wat deur miljoene sondes en verkeerde keuses opgemors word. Selfs Jesus het dit nie ontkom nie. Jesus moes ook eenmaal uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Jy sien, geloof is nie 'n waarborg dat dit altyd goed sal gaan nie. Slegte tye kom oor almal se pad. Ja, miskien kan ons saam met Jesaja 4 stem, wat sê somtyds voel ek soos 'n verstote vrou. En onthou, 'n verstote vrou, 'n weduwee of 'n vrou van wie geskei is, was 'n ernstige moeilikheid as haar man haar verlaat het. Sulke vroue is hulle eie lot oorgelaat. Hulle is totaal nou uitgelewer aan hulle omstandighede. Hulpeloos en hopeloos. En dis hoekom Jesaja vra, wat maak jy as jy sulke tye beleef? Wat maak jy as jy hulpeloos en hopeloos voel? As alles om jou in duis stort en jy weet nie wat te kan doen nie. Jesaja, nogal interessant, sê eenvoudig, as dit sleg gaan, ek gaan nie stil bly nie. As dit om my donker raak, sal ek myself aanhou en ander herinner aan God se beloftes. En ek gaan ook almal om my die hele tyd daarin herinner. Jy sien, wat in hierdie donker tye help is, kom ons herinner mekaar aan God se beloftes. Dit is soos 'n wag op 'n stadsmuur. Wat doen 'n wag op 'n stadsmuur? Hy staan wag. Maar hy moet ook heeltyd God se mense daarin herinner, dat hulle nie God se beloftes moet vergeet nie. Jy sien, God weet hoe gou ons hom vergeet, as hy donker oor ons toeslaan. As die donker op ons toeslaan, dan fokus ons baie keer meer op die donker. Soos dit is wat belangrik is. En so vervaag die beloftes van die Here al meer en meer. En ek dink baie keer vra ons die vraag, het God my dalk vergeet? Of het ek God dalk verkeerd verstaan? Of het ek nie dalk iets verkeerd gedoen en God kwaad gemaak,
dat hy weggedraai het van my af nie. Maar jy sien, in sulke tye moet iemand my net herinner, weet jy wat, jy is nog God se kind. In sulke tye moet iemand my nie daaraan herinner, dat God my steeds oneindig lief het, dat God nog steeds vir my sorg, dat God steeds in die Here is. Dat my teëspoed nie beteken, dat God my uit sy hand laat glip het nie. Die wag moet uitroep. Die wag moet my herinner, dat my redding seker is. Dat my redding sal deurbreek so helder soos daglig. Ja, afgelope tyd was dit baie bewolk, maar die son sal weer skyn. En jy gesing, ek sien vandag die son weer skyn, en alle twyfel sal weggaan. Jy sien, almal kan sien, of almal moet kan sien, dat jy gered is en aan die Here behoort. En as almal dit sien, dan weet ons jy is die een wat God lief het. God het jou lief. En daarom kan jy gerus aan God se beloftes vashou. Al sien ek nog niks daarvan nie. Al gaan dit hoe sleg. Weet jy wat is geloof? Geloof is om te weet, jy is veilig in God se hande. Soos Paulus sê, ek weet niks of niemand kan my skei van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus ons Here. Of soos Jakobus sê, geloof is om die onsienlike te sien, om al in die verte die hemelse stad te groet, al is dit net 'n ligspeling op die horison. Jesaja praat van geloof is soos die Bybelse bruid wat wag en weet dat die bruidegom haar sal kom haal. Die bruidegom moet gaan regmaak. Hy het 'n huis gaan bou. Hy het 'n plek vir hulle reggemaak om te bly en as hy klaar is, dan kom hulle haar. Geloof is om Kersfees te vier. Terwyl vers 5 sê, die Here het my lief. Geloof is om te weet dat die Here, die bruidegom bly soos sy bruid. En God is oor jou bly. En dis die kern van ons geloof. Jy mag vir jouself sê, die Here het my lief. En ek wil volgende vir jou sê, die Here het jou lief. En ek dink dit is tyd dat ons mekaar bietjie daaraan moet herinner. Die Here het jou lief. En dit is waarvoor die Here jou geroep het. Kom ons herinner mekaar aan God se beloftes en aan God se liefde. Jy kan nie stil bly nie. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou medegelowige. Jy sien, jy is die wag op daai muur waarvan Jesaja praat. Om almal te herinner aan die goedheid en die trou van God. En ons moet nooit daarmee ophou nie. Jy is God se wag op die muur. Jy is God se advertensiebord vir sy liefde. Dit is jou roeping om mense elke oomblik te herinner dat God jou lief het. Sodat die wat swaar kry, dit kan hoor en sien en kan moed skep. Amen. Dankie, Dewald.